Ons liefdevolle Vader, ek staan hier op heilige grond, Here, en ek vra dat U teenwoordigheid my sal laat verdwyn en dat U sigbaar sal wees. U boodskap nie myne en U gedagtes. Rig dit asseblief na bo vandag. Seën ons terwyl ons hierdie woord open. Met naam wille. Amen. Goeiemôre aan elkeen vanoggend hierso. Ek het nie verwag ons sal so vol kerk hê nie. Is dit nie pragtig nie? Ek is bly die bietjie koue wat ons leef nie hier is nie. Dat ons sal warm vandag wees na hierdie boodskap. Ek vind my woord van inspirasie vanoggend in die boek van Filippense. Die boek van Filippense. En ek lees vir u daarso uit hoofstuk 3, die vers 14. Dit sê daar maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is. En jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Mag die Here die lees van sy woord vanoggend tot ons harte seën. Amen. Goeiemôre broers en susters. Welkom aan elkeen wat hierso is. Ons het 'n hele aantal gesiggies. Ek het nie almal se name nie. Ek weet julle kom van verskeie dele van die land af. Maar mag julle 'n geseënde dag hier ervaar, want dit is altyd wonderlik om mense in die huis van die Here te sien. Ons sal ons diens voortsit deur saam te sing van lied 317, al die verse staande. My heart, you lay my foot.
is om die Here te nader op ons knieë asseblief. Here, ons staan hier voor U met geboue hoofde en ons wil na U toe kom en sê, Here, U is goed. U is die lewegewer. U is die redder. En ons wil U loof en prys daarvoor. Want U het vir ons die redding bewerkstellig. U het vir ons die pad duidelik gemaak. Ons moet net bereid wees om U te volg. Here, ons kom na U toe en ons dra ons gemeenskap aan U op en ons vra dat die hand van seëning oor elkeen sal wees daar waar hulle is. Ons gemeentelede wat bietjie siek is, Here, wat nie welgesteld is om in die huis byeen te wees en ons vra dat U daar ook sal wees, dat U Heilige Gees hulle sal bemoedig en dat daar 'n verbetering sal kom en dat daar sterk, dat hulle sal besef U is daar met hulle. Here, ons het families wat geliefdes afgelê het in die dood, Here, en ons vra dat U daar vertroosting sal gee, met die besef dat ons op die eindtyd, wanneer U kom om ons te red, met die pad wat ons geloop het, tot redding sal kom en die opstanding sal ervaar. En ons wil vra dat die hand van seëning oor ons jeug en die jonger mense sal wees. Hulle wat die toekoms van hierdie land is, vra ons dat U daar die hand sal strek en dat hulle sal besef dat Christus hulle enigste antwoord en uitweg is om 'n goeie pad te loop. Die aanslag van die duisternis is vel. Die dag tot dag lewe is soms maklik en aantreklik. Dit is nie noodwendig die regte antwoord. Maar ons gaan vandag U liggaam weer eens ervaar. Die vertroosting wat U vir ons gebied het in die woord, sal ons uitleef vandag. En ons wil vra dat ons dit met oortuiging, oorgawe en U liefde in ons hart sal doen. Help ons om U woord uit te dra aan ons medebroers en susters. Dat ons soos 'n lig in die duister sal staan en skyn en dat hulle sal weet die kleinste liggie verdryf die grootste duisternis. Here, vergewe ons sondes. Maak dit wat vir ons onbekend is bekend, sodat ons ook U vergifnis daarop kan ontvang. Dra ons in die handpalms in hierdie tyd wat voorlê, sodat ons op die laaste tyd daar kan wees om te sê, dis ons redder en saligmaker vir wie ons gewag het. Alles vra ons in U naam alleen. Amen. Amen. Ons het nou 'n geleentheid om die Here te dien met ons tiendes en offers. Vra die diakens om na vore te kom. Ons sluit ons oë. Here, U gee, ons ontvang. Ons het nou 'n geleentheid gehad om terug te bring. Ons vra dat die hand van seëning oor dit sal wees, dat U dit sal gebruik tot uitbreiding en voltooiing van die werk op die aarde. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Ons sal nou voortgaan met die diens deur saam te sing lied 319. Weereens al die versies staande. Hij gaat hier ver mij verstaan.
Nou ek wil graag vir die kinders 'n storie vertel vanoggend. Is die plek vir hulle? Kan ons hulle hier vorentoe bring? Ja, hoekom nie? Nou kom. Kom die dingetjies, beskeel hier voor op die mat. Toe maar ek sal staan hier so reg. Dis die plek. Lang terug. Klein dogtertjie daar in 'n klein dorpie in Argentinië. Elke oggend moes sy afstap na die rivier toe met 2 bekers of emmers wat sy op so 'n stok gedra het hier op haar skouers. 2 emmers hang. Moes sy gaan water haal. Hulle het nie water by die huis nie. Gaan elke oggend gehaal sy die water. Nou al 2 emmers van dieselfde hoeveelheid water. Maar elke keer sy by die huis kom, dan's net 1 emmer vol water. Sy het hulle albei vol gemaak. Een is vol water, die ander is half met water. Eendag sê die 1 emmer vir Hanna: ek is so jammer. Ek probeer my bes om vol te bly. Maar as ons by die huis kom, dan is ek half met water. Ek het 'n lek plekkie, net so in die helfte, het ek so 'n kraakie. Ek is so jammer. Hanna glimlag, sy sê: emmertjie, het jy al ooit opgelet, as ons daar van die rivier af kom, en ons loop daai paadjie terug huis toe, aan jou kant, is daar die pragtigste blommetjies. Elke keer as jy uit daai kraakie uit 'n druppeltjie uitdrup. Ek het maande terug, lank terug het ek daar langs aan jou kant het ek blommetjies geplant, saadjies geplant. En nou met jy lek, het daai blommetjies opgekom. Nou ek gaan vir julle 'n teks leer vanoggend. Sê saam met my, 2 Korintiërs 5. Nee, dit is verkeerd. 2 Korintiërs 12 vers 9. 2 Korintiërs 12 vers 9. Nou moet julle agter my aan sê wat sê 2 Korintiërs 12 vers 9. Dit sê: my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. So die emmertjie se swakheid het die pragtigste blommetjies volmaak gemaak. So moet nooit bekommerd wees as jy 'n bietjie nie perfek is nie. Want die Here kyk nou en jy kan jou gebruik net soos jy is. Soos wat die emmertjie gebruik was om die blommetjies nat te maak. En aan sy kant die pragtigste blommetjies laat skitter. Wat is dit 2 Korintiërs 12 vers 9. 12 vers 9. Wat sê dit? My genade is vir jou genoeg, want my swakheid? Nee, is dit reg? Want my krag. Ja, moenie swakheid volbring. Word in swakheid volbring. Ek het nou in Engels ken ek dit nou, maar julle is nie Engels nie.
Okay. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Okay, so daai emmertjie se swakheid was volbring gewees toe hy diensbaar was vir al daardie blommetjies. So moenie bekommer as jy 'n ou kraakie ergens het nie, né? Jy kan nou maar gaan sit, hoor. Wys om die kant te leer. Die kant. Ja. Maar dan sê jy moet so maak. Ja. Ek druk. Hy was aan die kant toe, né? Ja, hy is aan die kant toe. Nee, hy is aan die kant toe. Ja. Hoekom is jou aan af? Jy moet op wees. Alraai, daar gaan ons. Geliefdes, daar is oomblikke in die lewe wanneer die hemel die aarde onderbreek. Nou my preke moet julle wakker wees, hoor, want ek gooi vir julle kos uit. Maar julle moet hap. Wanneer die oomblikke deur die hemel op aarde onderbreek word. Oomblikke wanneer die stof van die menslike stryd deurboor word deur goddelike heerlikheid. Ons het môre 'n pragtige stelling gehoor deur leraar Bertie. Daardie krag van God wat die wêreld inkom. Oomblikke wanneer die siel besig met oorlogstrategieë skielik besef dat hierdie stryd nie deur menslike krag gewen sal word nie. Openbaring. Nou, ek het gaan kyk na die verhaal van Josua. En jy weet, Josua het so 'n oomblik beleef. Hy het voor so 'n probleem gestaan wat hy nie die antwoord voor gehad het nie. Hulle het deur die Jordaan getrek, die woestyn was agter hulle gewees, en voor hulle was hierdie enorme Jerigo-muur. Massief, intimiderend, stil. Josua, die leier van Israel, gaan een oggend uit, of miskien middag, die Bybel sê nie, om hierdie muur te gaan inspekteer. Eintlik het hy gegaan om 'n oorlogstrategie te bewerkstellig. Hoe gaan ek hierdie muur oorwin? Hoe gaan ons hierdie oorlog oorweeg? En skielik staan daar voor Josua 'n man. Nie 'n gewone man nie. 'n majestueuse wese met ontblote swaard. Sy gesag het uit sy teenwoordigheid gestraal. Hierdie majestueuse wese, nou jy weet, in oorlogstaal, wanneer jy met 'n ontblote swaard staan, dan is daar 'n indikasie dat ek gaan nou oorlog met jou voer. Ek is 'n bedreiging vir jou. En Josua vra een van die belangrikste vrae wat ek dink en ek glo oor sterflike lippe gekom het. Een van die belangrikste vrae is U vir ons of vir ons teenstanders? Geliefdes, die aarde is in 'n stryd gewortel. Die heelal is besig met 'n stryd. En die hemel gee hierdie verstommende antwoord. Luister mooi wat sê die hemel. Nee, ek is die leerooster van die Here. Ek het nou gekom. Die engel sê,
I now come. Nou hierdie I am, onthou jy, ergens in die Bybel het ons ook die woord I am, die twee woordjies voor I am. Ek is. Waar was dit gewees? Daar was in die Exodus. Kom in Exodus voor. By die brandende bos, né? Ja. God antwoord Moses, ek is wat ek is. En toe kom Jesus, God in die vlees, in Matteus, en hy staan in 'n vurige debat voor die Sanhedrin, en hy sê, voor Abraham was, Ek is. ek is. Hier kom dieselfde verteenwoordiging van die hemel, en sê, nay, but as captain of the hosts of the Lord, am I now come. Nie ek het gekom om jou kant, of 'n kant te kies nie, ek het gekom om oor te neem. Ek het gekom om hierdie stryd vir jou te stry. So wat is die vraag van die hart? U hart vandag. Jesus se vraag is steeds die vraag wat die mense vandag vra. Here, is U aan my kant? Sal U my planne seën? Sal U my ambisies ondersteun? Inteendeel, sal U die gevegte vir my veg op my manier? Maar Christus kom nooit bloot om menslike planne goed te keer nie. Dis nie sy taak nie. Hy kom as vors, hy kom as Here, hy kom nie om ons koninkryk by ons koninkryk in te pas nie. Hy kom om ons by sy koninkryk aan te pas. Nie hy by ons nie. Hoeveel keer het jy al soms die Here afgebring na jou vlak toe? En sê Here, kom, doen wat ek graag wil jy moet doen. Sien wat die Here doen nie. Dikwels bid ons, Here, seën wat ek doen. Terwyl die hemel sal vra, sal jy my wil laat geskied. Jesaja, die profeet Jesaja, voeg sy woord hierby. Jesaja 55 vers 8. Jesaja 55 vers 8 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my wee is nie julle wee nie, spreek die Here. Die Christelike lewe gaan nie daaroor om Jesus se planne vir ons te werf nie, sodat hy kan doen wat ons wil hê hy moet doen nie. Dit gaan daaroor om onsself oor te gee aan sy ewige doel. Nou my vraag was toe ek na hierdie stuk gekyk het, die ontblote swaard. En let op, Christus verskyn daar met 'n blote swaard, nie harp nie, nie 'n kroon nie, nie 'n geweer nie. Hy daag daar op met 'n swaard. Geliefdes, die Christelike wêreld of die lewe is 'n oorlog. As u se oë sou oopgaan, soos wat, wie was dit? Elisha se oë oopgegaan het. As u se oë sou oopgaan, sou u sien dat die buitekant duisende reg is om u te verslind. Maar die Bybel sê Satan loop rond Brullende leeu. om te kyk wie hy kan verslind. Nou ek weet nie, soms in party kerke vind ons hom binne in die kerk. Maar hy is nie vanoggend hier nie, hoor. Gelukkig nie. Die wêreld is reg om met al sy instrumente u te deel te maak van hulle oorlog. Paulus verklaar daar in Efesiërs 6 vers 12, verklaar hy, want ons wortelstryd nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dank die Here dat ons oë nie oop is nie. Maar ek wil sê, ek sou nie vanoggend hier gewees het, ek weet wat daar buite aangaan nie. Ek los dit vir die Here. Geliefdes, sommige gevegte is sigbaar, ander woed stilweg daar in die binnekamers van die siel.
En ek weet, jy kan met my vereenselwig vanoggend. Die stryd teen trots, die stryd teen ontmoediging, die stryd teen geheime sondes, ek praat met myself, die stryd teen selfgenoegsaamheid, ek, eie ek, julle doen soos ek sê. Daardie stryd, ek weet, ek praat nie alleen vir myself nie, en baie verloor vandag geestelike oorloë, omdat hulle probeer om Jerigo sonder die vors aan te val. Maar hoor wat sê die woord hier in Sagaria 4 vers 6. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Nie deur my eie krag nie. Ellen G. White skryf daar in Christ Triumphant 1352, skryf sy, nie Josua, die leier van Israel nie, maar Christus self in die werk van die inneem van Jerigo verrig. Jy weet daardie mure van Jerigo was so breed dat 2 perdekarre langs mekaar op hy muur. Dis die eerste muur. Daar was 2. Kon op daai muur boorry. Gemeente, Jerigo het nie geval omdat Israel sterk was nie. Jerigo het geval omdat Christus teenwoordig was. Hoeveel keer besef ons nie dat God se teenwoordigheid baie meer vir ons beteken as wat ons op sigself sien. Want ons sien nie wat hy vir ons doen nie. Die beskerming wat hy rondom ons plaas nie. Klein seentjie kom eendag groot konsertsaal, simfonieorkes op die verhoog om sy solo vioolstuk voor te dra. Maar die viooltjie het gebreek net voor hy opgegaan het. Met 'n rooi gesiggie staan hy daar en probeer, jy weet 'n viool, as jy nie weet hoe om hy viool, ek het 'n viool by die huis en ek het hom al probeer. Dit klink soos 'n katte gejaag, katte geskree. Dit is iets vreeslik as jy nie weet wat jy doen nie. Maar daai viool kan mooi klink as jy hom reg kan speel. Maar daardie dag niks uit daai viool het gekom, maar 'n lelike skree nie. Met 'n rooi gesiggie staan die seentjie daarso en die gehoor is half spottend wyse, maar nie openlik nie, met wat nou net gebeur het. Met een stap daar 'n meestermusikant op die verhoog. Hy vat die viooltjie by die seentjie. Hy stel so 'n bietjie daar in die snare en hy sit daardie viool op sy skouer. En daardie saal word gevul met die mooiste instrumentale klanke wat uit daardie viool uitkom. Geliefdes, dieselfde hout viooltjie, dieselfde snare, ander hande. Geliefdes, baie van ons probeer die simfonie van die lewe in ons eie krag speel. En die hemel vra vandag, sal jy jou lewe in my hande plaas? Sal jy jou lewe, jou probleme vir die meester gee? Dis wat die Here, die hemel vir ons vandag gee. En hier is my toepassing vanoggend. Die oorwinning was nooit Josua se sin nie. Die oorwinning was die van die vors. Josua 5 vers 15 sê, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig. Geliefdes, ek staan op die oomblik op heilige grond. Ek behoort my skoene uit te trek. Dit is nou koud ongelukkig. Maar ek wil vir u sê dat ek staan onwaardig om hier op hierdie heilige grond te staan. Want wanneer sondige mense goddelike heiligheid ontmoet, dan sterf selfvertroue. Skoene in die konteks natuurlik van die Bybel, analogies,
verteenwoordig die stof van die aarde. Menslike strewe, menslike trots, menslike onafhanklikheid. Die Here sê, trek jou skoen uit. Jy staan op heilige grond. En voordat Christus Jerigo oorwin, moet Josua, ek, self aflê. Voordat God openbare oorwinning gee, vereis hy private oorgawe. Ons hou van oorwinnings getuienispreke, né? Klink altyd goed. Dis wat die Here vir my gedoen het. Maar oorwinning begin op heilige grond. Die begin van bekering met nederigheid, met gebrokenheid, met belydenis. Dis wanneer die ware oorwinning kom. Dawid skryf daar in Psalm 51 vers 17: Die offer van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verlate hart. Geliefdes, ek dink Dawid het erken hy is onwaardig. Baie keer het hy voor God gepleit. Ek is so 'n sondaar en hy was die man na God se hart. Wat is die gevaar van selfverheffing, geliefdes? J.G. White skryf daar in manuscript 36/1885, wanneer ons begin dink dat ons iets is, laat ons onthou dat ons niks anders of beter het as ander sterflinge nie. Behalwe wat God aan ons gegee het. U sit vanoggend as die uitverkore volk hier in hierdie kerk. Wat 'n voorreg. Ek eis die dag as die Here hierdie kerk verbygaan en 'n ander mense oproep. Lucifer het nie het geval deur selfverheffing. Jy weet, ons het vanoggend al gepraat dat sy sterk 1/3 van die engele saamgesleep het. Maar as jy mooi gaan lees in die Gawe Profesie, het menigte engele simpatie gehad met Satan sy debat. En oortuig gewees oor sy debat. En die engele wat staande gebly het daardie engele oortuig om te bly staan. Selfverheffing, Nebukadneser het geval deur trots. Petrus, toe hy omkyk, selfvertroue, wat gebeur? Toe val hy, sink hy in die water in. En geliefdes, die Laodisee gemeente word gewaarsku. Openbaring 3 vers 17 sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Laodisee gemeente. Dis gelukkig nie ons nie. Hopelik. Maar geliefdes, hoe nader ons aan Jesus kom, hoe minder indrukwekkend lyk ons vir onsself. J.G. White skryf daar in Letters and Manuscripts volume 4. Sy skryf daar, hoe nader ons met hom verbind is, hoe duideliker sal ons gebreke sien. Jong man, soos ek sê, meisie gaan kuier bo in die dorp. Klein dorpie. Vir maande gespaar om vir hom 'n nuwe soet te koop. In die aand skoon gestort. En 'n bietjie van daai, ek weet nie wat jy dit noem nie. Lavendel, nie aftershave, wat ook al. Hy voel 'n sixpence. Jong mense sal nie weet waarvan ek praat nou nie. Hy voel 'n sixpence. 'n Nuwe sixpence. En hy stap uit in die donker nag, stofpaaie, lekker gereën die middag. En hy stap op daar bo op die top. Daar bly die burgemeester. En dis die burgemeester se dogter wat hy voor gaan kuier. Die burgemeester is enigiemand wat krag in die dorp het. Onder die dorp, baie bly als nog lampies en kersies. Maar op die stoep is daar 'n liggie. 'n Krag liggie wat met krag werk. En hy sien daardie, dis die fokus wat hy's op pad na daardie liggie toe. Kom 'n perdekar in die donker by hom verby. En hy voel iets spat op hom, maar dit is pikdonker. Hy voel nog steeds 'n sixpence. Nuwe sixpence. En hy stap nog so eentjie, kom nog 'n perdekar by hom verby en hy voel iets spat op hom.
Maar jy sien, hy kan dit nie sien nie. Hy voel nog steeds hier binne. Hy's reg om te gaan kuier. Hoe nader hy aan die lig op die stoep kom van die burgemeester, begin hierdie, kom ons sê maar 'n wit soet, dit is nie 'n wit soet nie, 'n bysoet. Jy sien nou hierdie wit soet is nou nie meer bys nie, wit nie. Hy het nou 'n klomp modderpolle op. Maar jy sien, dis nog skemerig, so hy voel nog half alright. Hoe nader hy aan die lig kom, onder die lig kom, toe hy onder die lig kom, toe sien hy hierdie wit of bysoet is nie meer bys nie. Hy's nou bevlek met swart modder. En hy draai om terug te gaan, om weg te kom van die lig af, wat sy sondes vir hom uitlig, wat hier op sy wit soet is. Maak die burgemeester die deur oop, en hy vat die seun so agter die nek aan die baadjie. En die seun trek so weg en die baadjie kom af. Hy sê, seun, hier's vir jou 'n nuwe baadjie. Trek hom aan en kom in my huis in. Het jy die vergelyking gekry? Wat is 'n gelykenis? Dis 'n storie agter 'n storie, né? Die son openbaar stof wat in duisternis onsigbaar was. En Christus openbaar verborgde trots wat vir die sorgelose hart onsigbaar is. Geliefdes, kom onder die lig. Dan sê die Here, trek uit wat vuil is. Trek my mantel aan. Tydens die burgeroorlog het 'n verwarde jong man, soldaat, daar op die oorlogsveld opgestap, tussen die twee opponerende magte, met 'n uniform wat nie duidelik was nie. Verward, van al twee kante, kyk die kolonelle of die brigadiere, of ek weet nie wat julle hulle noem nie, kapteine, nou hierdie jong man, wat met 'n nie duidelike uniform op die slagveld is nie. En die een bevelvoerder skree aan hom, watter kant is jy? Verskrik roep die jong man, ek wil net nie sterf nie. Nou geliefdes, ek wil vir u sê, dat neutraliteit in so 'n situasie is onmoontlik. Die slagveld vereis trou. In daardie geval, in 'n oorlogstryd, geliefdes, moet u 'n kant kies. Baie mense wil vandag vir Jesus as verlosser hê, maar nie as vors nie. Is jy gered? Ek is gered, ja. Ek is 3 Januarie, 12 uur die middag is ek gered. Nee, my geliefdes, die redding waarvan jy praat, is 'n daaglikse oorgawe aan God. Dis nie 'n datum nie. Baie mense wil Jesus as verlosser hê, maar nie as vors nie. Hulle wil vertroosting hê sonder oorgawe. Hulle soek seën sonder gehoorsaamheid en krone sonder kruise. Ons het vanmôre gepraat oor in die les. Wat op het ons gepraat? Daardie teleurstellings. Krone sonder kruise. Genade, ja. En hier kom die een. Genade sonder die wet. Sien onder die wet niks onder? Het jy al daai stelling gehoor? Yep. Geliefdes, die twee loop saam. Jy kan nie genade kry as jy niets oortree het nie. Genade is alleenlik belangrik, of is alleenlik ontvangbaar as jy iets oortree het. As ek niks oortree het nie, hoekom het ek genade nodig? Wat is sonde? Oortreding van die? Genade en wet loop saam. Ons soek genade sonder die wet. Geliefdes, Christus vra vandag, sal jy onder my banier staan? Matteus 12 vers 30 sê Jesus self, wie nie met my is nie, is teen my. Daar's geen neutrale grond in die groot stryd nie. Geen neutrale grond nie. Paulus skryf voeg sy naam hier, sy woord hierby.
Filippense 3 vers 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Het jy dit gekry? Ek jaag die doel na om die prys te verkry wat van die hoë roeping van God in Jesus Christus. Ellen G. White skryf daarso in Letters and Manuscripts volume 4, skryf sy, die Christelike lewe is vorentoe beweging. Nie volmaak in onsself nie, maar voortdurend afhanklik van Christus. Hy sê, ons oë moet gefestig bly op die doel van die prys. Ons oë moet gefestig bly op die doel van die prys. Petrus het gesing toe hy na die golwe gekyk het. Israel het misluk toe hulle na die reëse gekyk het, onthou jy? Kanaan. Maar oorwinning kom wanneer die oë op Jesus gerig is. Hebreërs sê dan hoofstuk 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinde van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, die sonde verag het en aan die regterkant, nou aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Wat 'n belofte is dit nie? Nie op self nie, nie op mense nie, nie op omstandighede nie, maar op Jesus. Oog gefestig op God. Geliefdes, ek weet dat u ook soms met 'n moderne Jerigo sit in die lewens. Ek weet nie wat u Jerigo muur vandag is nie. Daardie muur van vrees, muur van verslawing, muur van hartseer, daardie muur van gesinskonflik, muur van geestelike droogte en 'n muur soms van geheime skuld. Ek weet nie wat u muur vandag is nie, maar ek weet dat u daardie muur kan oorbrug. Inteendeel, daardie muur kan soos mis voor die son verdwyn as u die vors vertrou. En dalk vra u vandag, Here, is u met my? En dan antwoord die hemel, ek het nie gekom langs jou te staan nie. Ek het gekom om jou te lei. Die vors staan steeds met ontblote swaard by daai deure. Geliefdes, Christus veg steeds vir sy volk. Dieselfde Jesus wat voor Josef gestaan het, wat deur Galilea gewandel het, wat met sandale die stofpaaie van Judea gestap het, wat aan Golgotha gehang het, wat uit Josef se graf opgestaan het, bedien vandag in die hemelse heiligdom vir u en vir my. Wat 'n belofte. Geliefdes, binnekort eendag sal daardie vors terugkeer. Eendag sal daardie vors terugkeer. Openbaring 19 vers 14 sê, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Geliefdes, my finale oproep na julle toe vanoggend is, trek die skoene van trots uit. Stap sagkens op heilige grond en lê selfgenoegsaamheid neer. Die mure van Jerigo is te groot vir menslike hande, geliefdes, maar daar's 'n vors wie se swaard nog steeds nog nooit neerlag geken het nie. 'n Vors wat die dood oorwin het, 'n vors wat die graf verbreek het, 'n vors wat steeds fluister aan beveelde ek het 'n spelfout hierso. Wat steeds fluister aan soekende harte. Johannes 16 vers 33 sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking kry, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Is dit nie 'n wonderlike stelling daai nie? Geliefdes, my finale vraag aan u vandag is, Here, is u met ons? Die diepe vraag is eintlik, is ons oorgegee aan hom? Staan ons onder sy banier? Wandel ons op heilige grond? Is ons oë gefestig op Jesus?
Mag ons soos Josef voor die vors neerbuig vanoggend. Mag ons die skoene van trots uittrek. Mag ons voortjaag na die doel wat die Here vir ons op die kruis gedoen het. En mag die hemel van ons sê eendag, dis hulle wat die lam volg, waar hy ook al heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mens se eersteling van God, uit die lam. Geliefdes, besef jy wat die Here vir ons gedoen het? Bietjie meer as 2000 jaar terug. Dat hy vir ons die voorreg gegee het om deel te wees van hom. Fisies en geestelik. Ek prys die Here vir sy teenwoordigheid en dat hy met hom blote swaard nog steeds ons poorte beskerm. Wat ek sê weer, as die oë sou opgegaan het, wat daar buite aangaan, dan sal jy sien dat ons is baie meer as wat hulle is. Moenie bekommer. Ons is baie meer wat hulle is. Want nie alleen is julle vanoggend hier nie, maar die engele is saam met ons hier. Mag ons na hierdie tafel toe gaan met die spreekwoordelike skoene uitgetrek van die stofpaaie van hierdie aarde. Amen. Amen. Dankie leraar vir die bemoedigende boodskap wat ons het, dat ons is in 'n stryd wat reeds gewen is. Stryd wat reeds gewen is. Amen. Ons sluit hierdie gedeelte van ons diens af deur saam staande lied 329 te sing. Oh
Het jy die stofskoene afgetrek? Het jy die ontblote swaard op u afgebid? Die Here wil u beskerm vanoggend. En ons staan in die groot stryd, staan ons voor Jerigo. Elkeen afsonderlik in sy eie uitdagings. My ouderling, ons staan voor die mure van Jerigo. Ek weet wat my uitdagings is. Ek weet wat my Jerigo mure is. Ek weet nie wat u sinne is nie, maar vanoggend kom ons laat die ontblote swaard vir ons die werk doen. Ek hiervoor gaan ek vra dat ons offisiere wat aan diens is, saam met ons kniel. As u kan, as u nie kan nie, bly sit. Ek weet vanoggend is dit 'n uitdaging met die spasie. En ek gaan vra dat broer Sidney vir ons die seën uitspreek op die brood wat ons vanoggend gaan breek. En terwyl u gebo hoofde sit of saam met ons kniel, onthou dat God u wil, u gevegte wil vir u veg. Hy staan en wag. Laat hom toe. Hoop u is voorbereid vir die seëning wat op u wag. Kom ons nie. Liefdevolle Vader, ons is vandag bevoorreg dat ons weer eens dit wat U uitgebeeld het in U tyd, ons dit kan voordra. Waar die brood as die liggaam gebreek was aan die kruis. Ja, Here, vra ons laat U seën oor dit sal wees, dat elkeen wat deel het daaraan, met oortuiging die werking van die Heilige Gees sal toelaat, en dat hulle daar ook die werking sal laat uitspeel in elkeen van ons, en dat die seëning wat U uitgevaar het op die brood, wat U liggaam voorstel, dat dit tot eer en verheerliking van U sal wees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Is almal bedien? Terwyl hulle om die tafel sit en eet, neem Jesus daardie brood wat hulle fisies gevoed het. Daardie selfe brood. En nadat hy geseën het, gedanke daarvoor, gee dit vir hulle as hulle geestelike brood, om deel te maak van hulle bestaan. Die Here sê, neem eet, dis my gebroke liggaam. Doen dit soos die Here vir ons opdrag gegee het. Ons weer hiervoor sal weer kniel. Net soos wat u gemaklik is, bly sit of kniel saam met ons. Ek gaan probeer Gary vra vir ons die ordonnans van die druiwesap, wat Christus se bloed voorstel vir ons te seën, voor ons dit sal drink. Ons Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie groot voorreg. Ons kom met te min vreug, te min eerbied. Maar ons dankie dat ons wel kom met 'n bietjie, sover as ons dit kan verstaan. En ons sê dankie daarvoor, vir die groot offergawe. Dankie vir daai wonderlike reine bloed, wat ons dek, en deur U 'n lewe kan hê. Here Jesus, as ons nou deelneem, ons vra asseblief dat U geestelik ook binne in ons sal gaan en lewe gee. En ons
verkoop en weer lewendig maak vir U, dat ons meer bruikbaar sal wees. Baie dankie vir die groot voorreg. In Jesus naam. Amen. Nadat hy gedank het, sê hy, neem hierdie vrug van die wynstok. En dis die bloed wat gevloei het vir elkeen van u se sondes. Kom ons doen dit wat die Here vir ons gesê het om te doen. Die Bybel sê nadat Jesus klaar was daar, het hulle 'n lied gesing, uitgegaan na die Olyfberg toe. En jy weet wat daarna gebeur het. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. En ons is vandag hier so as gevolg daarvan. Prys die Here daarvoor. Ek het vir die media gevra om vir ons die laaste lied, lied 329, eers die laaste vers op te sit. Ek wil graag hê u moet baie mooi kyk na daardie woorde wat hier vir ons geskryf is. En nie die hele lied, maar vir tyd onthalwe gaan ek vra dat ons eers die laaste vers daarvan staande saam sal sing. Jy gaan dalk verbaas wees dat dit binnekort gaan gebeur. Die aarde kan nie aangaan nie. Die tekens is op die skrif is op die muur. Die tekens is aan die elemente. Dinge is rof. Ek wil sê ons het vloede gehad wat ongehoord was. Ons het blykbaar iets wat aankom by El Niño of iets wat aankom, 'n super El Niño wat aankom. Die aarde is die mekaar. Ons gaan huis toe binnekort, geliefdes. Maak gereed. Moenie versuim om die swaard van daardie vors by u deur te laat staan nie. Bid hom af op beskerming vir u en u gesin. Kom ons bid. Ons het wil, Vader, ek dank U God vir die voorreg wat ons gehad het om vandag weer 'n klein deeltjie mee te maak van U genade. Daardie genade wat U vir ons op die kruis getoon het, dat U bloed vir ons gevloei het, U liggaam vir ons gebreek is. En Here, dit mag dalk ons laaste kans gewees het vandag. Ons mag dalk nie nog 'n nagmaal kans hê nie. Here, dankie dat ons dit kon meemaak vandag en dat ons ten volle bid vir daardie swaard van verlossing. Dat ons Here gemiere wat vandag voor ons staan, soos mis voor die son sal verdwyn. Dit bid ek, Here, nie omdat ons verdienste is nie, maar Here, omdat U gesê het, ek kom om julle te red. Vergewe ons, is my gebed na ons en wille. Amen.